daar ver staan 'n ou ruwe kruis, 'n teken van skande en pyn. Ek bemin die ou kruis waar Gods dierbare seun vir 'n wêreld van sonde moes ly. Ek bemin daardie ou ruwe kruis, tot ek voel om my skade verdoen. Ja, ek lê aan die ou ruwe kruis en vereindig eendag vir 'n brood oor die ou ruwe kruis, deur die wêreld versmag. Laat 'n wonderbaar trek vir my naam, van aan al die ware land en die hemel verlang, en my dra dit op Golgotha. Ek bemin daardie ou ruwe kruis, tot ek voel om my skade verdoen. Ja, ek lê aan die ou ruwe kruis en vereindig eendag vir 'n kroon. En die ou ruwe kruis, so vol heilige bloed, is 'n heerlik vooruitsig vir my. Want aan daardie ou kruis smag my heiland die dood, om my van my skuld te bevry. O ja, ja, ek bemin daardie ou ruwe kruis, tot ek voel om my skade verdoen. Ja, ek lê aan die ou ruwe kruis en vereindig eendag vir 'n kroon. Aan die ou ruwe kruis bly ek altyd getrou. Sy skande bring 'n blydskap vir my, tot hy my eendag roep na my huis wat hy bou, om vir ewig by hom te kan bly. Ja, ek bemin daardie ou ruwe kruis, tot ek voel om my skade verdoen. Ja, ek lê aan die ou ruwe kruis
cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Oh, at the cross, hallelujah, at the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Oh, at the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received myself, and now I am happy all the way. Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. I'll take up your cross and follow me. I hear my blessed Savior call. How can I make a lesser sacrifice when Jesus gave his all? Oh, yes, take up thy cross and follow me. I hear my blessed Savior call. Oh, yes, how can I make a lesser sacrifice when Jesus gave his all. O Here Jesus, halleluja, ons eer U. Ons prys U hierdie môre, halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. Vader, ons dankie dat ons in hierdie oomblik na U toe kan kom in die mooi naam van U seun. Dankie Here Jesus dat U die deur is tot die Vader. Ons wil baie dankie sê dat U woord al vir ons sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Dit waarvoor die Vader ons gestuur het, U gestuur het, een van die dinge wat gebeur het is, U sal aan die kruis sterf, maar
u sal die kruis moet opneem en dra. En dit het so gebeur. En Here, daar's net een manier hoe ons dag vandag kan sterwe. En dit is dat u ons in hierdie wêreld gestuur het om ons kruis op te neem en u te volg. Here Jesus, want u sonder die kruis is daar geen betekenis en geen verlossing nie. Selfverloning, ja, prys die Here. U het gevolg die woorde van die Vader en net so wat ons u volg, deur onsself te verloon en die kruis op te neem. O Here, is waarom Paulus gesê het, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En Here, dis al wat u van ons wil weet, is dat ons elkeen onsself sal verloon en ons kruis opneem en u volg. Dankie dat u nie sonder die kruis is nie. En ons is ook nie sonder die kruis nie. Maar die kruisdood van u was bepalend gewees vir die hele mensdom, sodat almal deur die bloed van die kruis met die Vader versoen kan word. Halleluja. En dis 'n voorreg dat ons in hierdie dag so saam kan wees. Here, nie om aan 'n tafel te sit wat deur mense gedek is nie. Nou, my God, dis so waar wat die woord sê. Wy laat ons moet eet en drink aan die tafel van die Here. Paulus sê, laat ons ook eet en drink. Want daardeur gedenk ons die dood van die Here totdat hy kom. Maar o Here, hulle dek vandag die tafel. O, halleluja. Want soos u hom gedek het, dit was net die brood en die beker gewees. O Here, my God, hoe het ons weggedwaal van die beginsel van alles. En ons dankie, Here, dat ons van die tafel kan eet en drink wat u vir ons gedek het. O, halleluja. Here, dis waarom die woord sê, en dis hoe die volk vandag sê, hulle is u kinders, aan u tafel sit. Hulle eet en hulle drink en hulle is vrolik. Net soos in die dae van Noag. Here, dankie. Geen gedekte tafel van 'n mens is waardig die bloed van die lam. Halleluja. En die brood van die lewe. Gee ons groot genade, Here, dat ons nie mislei sal word in hierdie tyd. Maar dat ons so aan die tafel sal sit en sal eet waardig, omdat u die tafel vir ons berei het en gedek het, deur u liggaam en deur u bloed. Verheerlik u, dan hierdie dag, terwyl ons aan die tafel gaan sit,
Here, laat ons waardig aan hierdie tafel sal sit. O, halleluja. En u dood verkondig, totdat u weer sal kom. Baie, baie dankie, dat u ons dan so sal seën in hierdie môre. Halleluja. Dankie, dat ons weet, dat u bloed het nog nooit sy krag verloor. Dankie dat ons weet, dat u liggaam, die brood, nog nooit sy voedingswaarde verloor het nie. Want as ons dit eet, dan sal ons lewe in ons ontvang. As ons drink u bloed, sal dit lewe bring. Want u tafel gaan oor lewe, en tog, daardeur verkondig ons u dood. Maar die Here, die dood is verslind in die oorwinning. En die grootste oorwinning het u aan die kruis aangekondig, toe u gesê het, dit is volbring. Toe is die dood verslind in die oorwinning. En ons prys u, Here, dat alleen aan die kruis van Golgotha kon u dit uitroep. Dit is volbring. En ons eer u daarvoor. Gee groot genade, terwyl ons dan in hierdie dag aan die tafel sal sit. Dankie dat u verheerlik sal word. Dankie, Here. Voortsê, dat u volk sal vervreemd word teenoor die opregtheid van Christus. En ons weet die Engels sê simplicity of Christ, die eenvoud van Christus, Here, dis wat u verkies, die eenvoud van u, en dis so eenvoudig, dis brood, en dis die beker, en dis al wat op die tafel moet wees. Dankie, dat u so wonderlike God is. Halleluja. Seën ons dan nou saam, in die mooie naam van Jesus, en ons prys u. Amen en amen. Halleluja. Dank die Here dat ons in hierdie dag so saam kan wees. En ons is dankbaar dat ons ook so saam aan die tafel van die Here kan sit. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Paulus sê die nag waarin die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem en hy het dit gebreek en gesê, neem, eet almal daarvan. En toen dit tot my gedagtenis, dit het die Here gesê. Halleluja. Ons het klaar oor hierdie tafel gebid en die woord van die Here sê, nadat die Here Jesus gedank het, het hy die brood geneem en hy het dit gebreek. Prys die Here. En kom ons breek die brood en ons sê vir die Here dankie, terwyl dat jy die brood in jou hand het, dat jy in hierdie oomblikke van die brood kan eet, wat die liggaam van Christus is, volgens Johannes 7, sodat daar lewe in elke een van ons kan wees. Ons eet wel die vleeslike, maar aan die tafel van die Here is hierdie 'n skaduwee, 'n teebeeld van die ware. Daai stukkie brood wat in jou hand vashou, is 'n teebeeld van die ware brood. En daarom, wanneer ons dit eet, eet ons nie die teebeeld nie, maar ons eet die ware brood van die lewe. En dit bring vir ons lewe. En
Kom ons gaan nou vir die Here dankie sê, elke een, daar waar jy is, vir die brood wat jy kan eet. Kom ons gaan dit saam eet. Dankie Here Jesus. Prys die naam van die Here. Halleluja. Halleluja, halleluja. Na die eet het die Here die beker geneem en hy het ook daaroor gedank. En ons het al reeds gedank oor hierdie beker. En die Here Jesus het gesê, dit is my bloed in die Nuwe Testament. En dan sê hy ook, dis die Nuwe Testament in my bloed. En dan sê Hebreërs, dat God het die Here Jesus Christus uit die dode teruggebring deur die bloed van 'n ewige testament. Halleluja. Daar's net een iets wat Christus, dis 'n samewerking met die Heilige Gees, wat die Here Jesus uit die dode kom terugbring. Die Heilige Gees is die een wat opwek, maar die bloed bring terug uit die dood uit. Ons as mens, Adam en Eva sondig, toe beland die mens se siel in die ewige hel. Die Here Jesus het my nie gered van die hel nie. Hy het my gered uit die hel. Want die mens, toe hy sondig, sterf hy die tweede dood, en dis die ewige hel. Al wat 'n mens is, beland in die ewige hel. Hy's eintlik klaar daar. En die Here red my daaruit, en die Here red jou as gevolg van sy bloed. Kom ons sê vir die Here dankie. En hierdie bloed het vir ons lewe gebring. En as ons dit drink, sal dit lewe gee. Kom ons gaan dit ook saam drink in Jesus naam. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Prys die Here. Here Jesus, ons dankie. Daar sou lied wat sê, kosbaar is die bloed van die lam, vir 'n wêreld van sonde en vrees. Dierbaar is die sterk seun van God, want deur sy bloed alleen is ons gered. Dankie vir u kosbare bloed. O, halleluja. En ons eer u daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, halleluja. Prys die Here. Ons eer die Here dan, dat ons in hierdie oomblik ook by die woord van die Here kan kom. Ek wil nie sê 'n bietjie stil staan by die woord van die Here nie, want ons kan nie daar stil staan nie. Ons moet aanhou groei en sterker word en beweeg in die woord van die Here. Sodat ons die raadsbesluite van God, wat in die woord opgeskryf is, laat ons die raadsbesluite kan ken en daarvolgens kan lewe. En die Heilige Gees kan ons leer en lei in die raadsbesluite van God. Dit is wat sy wil is. Nou, ek is pastoor Flippie Gerber, my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Ek het in hierdie week het die Here met my gepraat oor iets wat baie mense nie weet nie. En daar is iets omtrent die bloed van Jesus
en die kruis van Jesus. Ek wil net dit uitstippel vandag. En dit is dat die bloed van Jesus, daar is geen ander bloed op hierdie aarde, in hemel, wat met die bloed van Jesus vergelyk kan word. En ek wil dit nou weer, en ek wil dit sê ook. Daar is geen ander kruis op hierdie aarde wat met die kruis van Jesus vergelyk kan word. Geen. En daarom het Paulus hierdie woorde geskryf en ek wil daarmee begin. 1 Korintiërs 2 vers 2. Hy sê, want ek het my voorgeneem om niks anders aan julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Jesus Christus en hom as gekruisigde. Wat Paulus hier doen? Hy verkondig Jesus wat aan die kruis gehang het. Dis wat Paulus verkondig. En ek wil vandag vir u sê, dit wat Paulus verkondig het, is absolute woorde van God. Die valses, die dwalendes, hulle gebruik almal skrifte en hulle ruk die skrifte uit verband uit. Daarom sê Paulus hierdie woorde en ek gaan dit vir u lees. Hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 37, as iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe bevele van die Here is. Wat sê Paulus? As jy dink jy's 'n profeet, vandag het hulle natuurlik hierdie apostelstorie. Jy dink jy's 'n profeet, of 'n apostel, of 'n evangelis, of 'n leraar, of 'n herder. Geen nie om in watter hoedanigheid jy verkeer nie. Dan wil ek nou vandag vir jou iets sê. Alles wat Paulus geskryf het, is bevele van die Here. Dis nie net die woorde van die Here. Dit is bevele van die Here. Daarom sê die Here, gaan die wêreld in, maak disippels, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En die Here Jesus het aan Paulus bevele gegee. En Paulus moes dit aan die heidense nasies en aan die Israeliete, hy moes hierdie bevele aan hulle oordra. En as Paulus gesê, want ek het my voorgeneem om niks anders aan julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie, dan het die Here dit beveel. Niks anders. Jy kan nie Jesus een kant preek en die kruis los nie. Jy kan nie die kruis een kant preek en Jesus Jesus los nie. As jy nie Jesus wat aan die kruis hang as gekruisigde, as jy dit nie verkondig nie, dan het jy nie die evangelie van Christus nie. En dan gaan hy verder, en hy sê in Galasiërs 3 vers 1, baie bekende gedeelte, hy sê, o onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit meen, wat moet die mense onder ons sien? Jesus as gekruisigde nie. Dis al wat ons vandag voorhou, is net Jesus, 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 dis beloftes, dis dit, alles, dis alles Jesus. Waar is Jesus die gekruisigde onder ons?
Halleluja. Ek vra vir jou, waar is Jesus as gekruisigde onder ons? Sien jy in jou gees Jesus op die kruis? Sien jy hom? Waarom wil jy die kruis tot niet maak? Waarmee is jy besig? Halleluja. Ek sing, there is room at the cross. Ek sing in die kruis, sal ek roem vir ewig. Waarom? Want as ek net Jesus verkondig, dan kan ek nie roem in die kruis nie, maar as ek Jesus as gekruisigde verkondig, kan ek ook roem in die kruis, net soos wat ek in die Here roem. En ek gaan dit nou mooi verduidelik, maar hier is 'n baie belangrike ding verder. Hy sê, dit alleen wil ek met julle weet, Galasiërs, ek ben Paulus skryf het. Hy sê, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Die derde vers, is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. En is al wat die kerk, die Pinksterkerk, al die kerke raak sien, is 'n vleeslike kruis. O, halleluja. Katholieke dra dit om hulle nek. Die ene plan het by sy huis. En as ons kyk na die kruis, maak nie saak of hulle dit by die huis geplant het of wat, maak nie saak nie. As jy die kruis sien, of 'n mens hom opgesit het, maak nie saak nie, waar ook al langs die pad, ensovoorts. As ek as kind van die Here die kruis sien, dan spreek die kruis met my. Halleluja. So ek sê, maak die saak, waar is dit nie? Selfs daar by die grafte, wat hulle, die soldate wat gesterf het, waar hulle net wit kruise plant, die oomblik as ons die kruis sien, en jy is waarlik weergebore, dan spreek die kruis met jou. Halleluja, dis waarom pastoor Pieter Snyman dit dryf uit die see geskryf het. Sy ma het vir hom gesê, my seun, die dag as jy die kruis sien, moet jy weet, daar is uitkoms en daar is redding. En toe hy ongered op die see ronddrywe, en hy sien die mas van die skip wat hulle kom red, en hy sien die kruis, toe onthou hy sy moeder se woorde, dag as jy die kruis sien, is daar vir jou redding. En die Here weet, die sogenaamde predikers vandag, kinders van die Here, wat wil wegdoen met die kruis. Ons kan nie sing, in die kruis sal ek roem vir ewig nie, want ek kan nie in die kruis roem nie. Hulle wil met alles wegdoen, sodat die woord van die kruis verydel mag word. Daar was geen prediker, saam met pastoor Pieter Snyman, maar toe die kruis sien, toe weet hy, daar's vir hulle redding. Dis sy ma se woorde, en ek wil vandag vir u sê, die woord van die kruis is kragtig. Halleluja, en waarom kan ek nie roem in die kruis nie? Prys die Here. Halleluja. Dis waarom Paulus sê, nadat jy die gees begin het, ek meen, sy moeder het gepraat oor die kruis van Jesus, want sy was in die gees. Hy sien wel die kruis in die vlees, maar toe spreek daar die kruis met hom hier binnekant. En die Here red sy siel. En hierdie ding is vir my so belangrik. Hy sê,
Hy sê, want ook wat besny word, hou selfs nie die wet nie, maar hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. En ek wil vandag vir u sê, die besnydenis van die hart het op die kruis plaasgevind, nie op 'n ander plek nie. Halleluja, waarom kan ek nie roem op dit wat geestelik is, naamlik die kruis van Jesus? Waarom kan ek nie roem daarop? Dat ek besny is na die hart, omdat Christus aan die kruis gesterf het. Hy gaan verder, hy sê, 6de hoofstuk van Galasiërs, 14de vers, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie. Hy sê, ek mag nooit roem nie. Halleluja. Behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Waarin roem Paulus? Hy roem in die kruis. Waarom? Deur wie die hele wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Take up thy cross. I have decided to follow Jesus. Cross before me, the world behind me. Waarom? Ek is gekruisig vir die wêreld en die wêreld, halleluja, is vir my gekruisig. Dan gaan hy verder. Die woord van die Here, en ek wil hierop hierdie woorde sê. Hy sê in 1 Korintiërs 1 vers 17, want Christus het my nie gestuur om te dood nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie. En hier is my so wonderlik. Sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Wysheid van woorde. En dis 'n baie interessante ding. En ek wil hê u moet dit vandag sien. Alles, ek gee nie om wat die Katolieke kerk doen. Maar wat interessant is, hulle dra kruise, plankkruise, maak nie saak nie. Daar's niks fout daarmee. Halleluja. Maar wat hier gebeur, dat die Pinksterkerk of die protestante kerk, hulle sê vandag, van die predikers, die kruis is 'n teken van dood. En ek dank die Here daarvoor. Want dis waaraan Christus gesterf. En dis waarom Paulus hierdie woorde sê. Nie met wysheid van menslike woorde nie. Hy sê maar, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Dit meen, hierdie kruis van Christus mag nie verydel word nie. Halleluja. Maar nou sê die protestante, en veral die Pinksterkerke, charismatiese bewegings, interkerklike bewegings. Ek meen, hulle wat eintlik nie baie van die Here af weet nie. Hulle kom sê, nee, maar ons moet wegdoen met die kruis. Ons kan nie by die kruis bly nie. Weet jy wat? Daar is nie 'n manier dat ek sonder die kruis kan loop. Ek wil dit so uitdruk. Die Here het my vasgepen aan die kruis. Vas. Ek kan dit nie los. Want ek mag nie die kruis verydel deur woorde van menslike wysheid nie. Ek wil vandag vir u sê. Paulus sê, wanneer ons eet en drink, ons vanmôre die tafel gebruik, hy sê dan
verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Dit meen die tafel verkondig die dood. Die kruis verkondig dood. Nou sê hulle, ja, die kruis is 'n teken van dood, dan moet die tafel van die Here ook 'n teken van dood wees. Dit meen wat hierdie mense eintlik sê. Wat sê ons moet wegdoen met hierdie kruise? Wegdoen met kruise wat ons plant, wegdoen met kruise wat oral gebruik word. Ons moet wegdoen daarmee. Hoe kan ons? Nou gebruik in die katholieke kerk. En weet jy wat? Alles wat valsheid wat verkondig word in hierdie dae. Gebruik in die katholieke kerk as voorbeeld. Ja, maar die katholieke kerk doet en ons kan nie met hulle 'n gemeenskap hê. Ons kan nie met hulle meng nie. En hierdie kruise wat hulle so plant en alles, en kruise wat hulle dra, die kruis is niks werd nie. Ons moet wegbeweeg van die kruis, want die kruis hou ons vas aan die dood. En ek dank die Here dat die kruis my vashou aan die dood. Want ek moet my dag vir dag, moet ek sterwe, dag vir dag, moet ek my kruis opneem en die Here Jesus volg. Ek moet die dood, ek moet sterwe, sodat Christus kan lewe. Daar's net een plek waarop ek kan sterwe, en dis aan die kruis. Sodat Christus ten volle in my kan lewe. So wat sê dit vir my? In die dood van die kruis is daar lewe. En nie net lewe nie, lewe in oorvloed. Want dit is die kruis van Jesus. En Jesus, hy is die oorsprong van die lewe. Want hy wat die seun het die lewe. En as die lewe aan die kruis gehang het, en gesterf het, en weer lewendig geword het, dan is daar nie vir my 'n ander pad. Sterwe, moet ek sterwe. Weet jy wat? Ek sterf eerder dag vir dag aan die kruis. Daardeur sal ek lewe. En Christus in my lewe. En hy gaan verder die woord van die Here, en ek wil dit. Hy sê, die 18e vers, 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die pastoor Pieter Snyman die kruis van die skip sien. Toe word die krag van God deur die woord van die kruis, sy ma se woorde, daardie woorde van die kruis. As jy 'n kruis sien, is daar redding. Toe word die krag van God geopenbaar. En dis waarom Paulus hier sê, hy het die woorde, hy sê, want die woord van die kruis. Halleluja, dit meen, ons moet oor die kruis preek. Ons moet die woorde hoor. As jy die kruis sien, is daar vir jou redding. As jy vir die kruis sien, dan is daar vir jou as kind van God net een plek, en dis by die kruis. Dis die woorde van die kruis. Ek gaan lees, wat sê die Bybel alles van die kruis. Dis die woorde van die kruis. En nou sê Paulus, want die woord van die kruis is wel dwaasheid. Hierdie kruis, dit is teken van die dood, dit spreek van die dood. By die wysers, by hierdie slim predikers, hierdie teoloë en al hierdie leerstellings, ek wil sê, Bybelskole wat eintlik leerstellings van die duiwel is. Vir hulle is die kruis 'n dwaasheid. Paulus sê,
Hy sê, en die wat verlore gaan, hulle is op pad hel toe. As daar 'n prediker, as predikers ophou om oor die kruis te preek in die gemeente, hy moet eintlik elke diens oor die kruis praat. Halleluja. Want as hy dit nie doen nie, dan is hy eintlik op pad om verlore te gaan. En hy sê, maar vir ons wat gered word, deur wat? Deur die woord van die kruis, deur die bloed van die kruis, deur die bloed van Jesus, ons wat gered word, as Jesus as gekruisigde, ons word deur hom gered, deur sy bloed, deur hom, die kruis en die bloed. Dit is die krag van God. Hy sê 1 Korintiërs 1 vers 19, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandiges tot niet maak. Hoe het God die Vader dit reg gekry om die wysheid van die wyse mense te vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet te maak? Hoe het God die Vader dit reg te kry? Hy het dit reg gekry om Jesus aan 'n kruis te laat sterwe, sodat daar 'n woord van die kruis kan uitgaan tot redding van siele. Dis dwaasheid en God vernietig die wyse en hy vernietig die verstandige, want hulle kan dit nie verstaan nie. As jy enige iets sê teen die kruis, moet jy weet dat God het jou lankal vernietig. Hy sê die Galasiërs 6:1, hy sê, want in Christus het nog die besnydenis, nog die onbesnyde enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Halleluja. En 'n nuwe skepsel het aan die kruis plaasgevind. Nie op 'n ander plek nie. Gaan lees Efesiërs. Ek sal dit nou lees. Nuwe skepsel het aan die kruis plaasgevind. Nie op 'n ander plek nie. Halleluja. En nou sê die woord van die Here verder, en hierdie is vir my baie mooi. As ons kom by, hy sê dit 1 Samuel 15 vers 39, hy sê, en ook lieg die roem van Israel nie, wanneer hy praat van die roem van Israel. En hy sê die woorde, en hy ken geen berou nie, want hy is geen mens dat hy berou sou hê nie. Elia praat hier met Agab. Hy sê die roem van Israel kan nie lieg nie. En nou sê Romeine 5 vers 3, ek wil nie met luister net na 'n paar verse. Hy sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in verdrukkinge. Ons roem in verdrukkinge. Ons roem in die kruis, want God is ons roem, die roem van Israel. Ons roem in die kruis, ons roem in ons verdrukkinge, omdat ons weet dat verdrukking lydsaamheid bewerk. Ons roem daarin. 2 Korintiërs 7 vers 4, ek het groot vrymoedigheid teenoor julle. My roem oor julle is groot. Dit meen Paulus roem oor die gemeente. Ek is vervul met troos. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukkinge. Halleluja. In al ons verdrukkinge. Nou is ons blydskap daar, want daar gaan 'n wegraping wees. Ons sal nie in die verdrukking gaan nie. Daar is niks om op te roem nie. Twee Korintiërs 11 vers 30. As daar geroem moet word, oh halleluja, sal ek in my swakheid roem. Ek wil hê, jy moet Bybel lees. Nou, mense sê, hoe kan ons roem in die kruis? Ons moet roem in die Here. Hoor wat Paulus sê. Hy roem in ons verdrukkinge. Hy roem oor die gemeente. Hy roem oor sy swakheid. Hy kom die 12de hoofstuk, 2 Korintiërs 12 vers 9, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dit het alles met roem te doen.
2 Tessalonisense 1 vers 14. Hy sê, sodat ons selfs in die gemeente van God oor julle roem van wie julle volharding in geloof onder julle vervolginge en verdrukkinge wat julle verduur. Hy sê, ons sal daarin roem. Net soos wat ons in die kruis roem, sal ons ook daarin roem. Jakobus 1 vers 9, hy sê, maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogte. Halleluja. Het jy nog nooit die woord gelees? Jakobus 3 vers 14, maar as jylle bitter afguns en selfsug in die hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid. En ek wil dit vir u sê. As jy roem, ek wil dit sê, as jy roem teen die kruis, ek het dit gespreek. Nou, die kruis, ons bly nie, ons moet nie by die kruis bly nie. Ek het dit die eerste keer verkondig. As jy daarin roem, dan lieg jy teen die waarheid. En jy wandel as 'n vyand van die kruis. Nou sê die woord van die Romeine 9 vers 23, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot die heerlikheid. Wat is die voorwerpe van barmhartigheid? Gaan lees daar in Romeine 9 vanaf die 23ste vers. Lees 'n bietjie daar. Ons is voorwerpe van barmhartigheid. God het aan die mensheid, hy sê dit, ek sal barmhartigheid betoon aan wie ek wil betoon. Want elke een van ons wat barmhartig met God gevind het, deur die bloed van die kruis en die bloed van Jesus, is 'n voorwerp van barmhartigheid waar in die huis van God. Kom ons gaan dit verder. Halleluja. 2 Timoteus 2 vers 20. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer, maar ook van hout en erdewerk en sommige tot eer, ander tot oneer. Hy sê in die 9de Romeine 9 vers 21, of het die pottebakker nie mag oor die klein, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak. En nou gaan ek vir u iets sê, wat u nooit moet vergeet. Die Bybel sê, hy sê hy's maar in 'n groot huis. En daarom sê die Here Jesus in Johannes 14, die eerste vers, hy sê, glo in God, glo ook in my. Die tweede vers sê, hy sê, want in die huis van my Vader is daar baie wonings. En elkeen van ons wat barmhartigheid ontvang het, gered deur die bloed van Jesus, versoen met God deur die bloed van die kruis. Ek kan nie verstaan, hoe kan mense die kruis en die bloed van mekaar afbring nie, of trek nie, jy kan nie. Want jy is die bloed van die kruis. Daar uit hierdie bloed word daar woorde gegee. Net soos die bloed van Abel. Hy het geroep na God in die hemel. Vir wat? Vir vergifnis vir Kain. Dis waarom Kain vergewe is. Die bloed van Abel. So roep die bloed van Jesus aan die kruis. Vergifnis vir ons. En in hierdie groot huis, die huis van my Vader, is ons die voorwerpe van barmhartigheid. Maar daar is nog ander voorwerpe ook. Halleluja, ek kan nie alles verduidelik, maar ek wil net dit sê. In die huis van my Vader, God die Vader, wat ook die Vader van Christus is daar 'n voorwerp tot eer van God.
En daardie voorwerp in die huis van ons Vader is die kruis. As nou maar is onmoontlik, dis 'n kruis. Halleluja. Ek wil net hê jy moet een ding besef. Jy dink vleeslik. En as jy vleeslik dink, dan bedink jy die dood. En jy bedink vyandskap teen God. Om te verkondig, ons moet wegbeweeg van die kruis af. Om te verkondig, die kruis is 'n teken van die dood. Nou, bedink jy die vyandskap teen God, jy bedink die dood. Maar in die huis, net soos wat daar 'n ark, die ark wat in die tabernakel gestaan, net so wat daar 'n ark, die vleeslike een het op niet gegaan, maar die geestelike een het gebly. Dis waarom die ark, die tempel geopen is en die ark van God daarin gesien is. Openbaring gaan lees. En ek wil vandag vir jou sê, die dag as jy die ewigheid ingaan, en die hemele word vir jou oopgesluit, sal jy die kruis van Jezus sien. Want hy is 'n voorwerp tot eer van God, wat van lewe spreek, wat van die bloed spreek van die lam. En daardie woorde van die kruis word tot vandag toe versprei onder die mense. En jy wil hierdie woorde van die kruis verydel. Deur jou wysheid en jou verstand. God sal jou vernietig. Halleluja. En nou sê die woord, en hierdie was vir my baie mooi toe die Here dit vir my gee. 2 Tessalonisense 2 vers 4. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word. Ek weet, dis al wat ons hoor, wat die mense preek. Hy sal hom verhef bo God, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Maar hierdie gedeelte laat hy uit hierdie vers. Hy sê, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is. Dit meen, in die hemele is daar voorwerpe van aanbidding naas God die Vader, Seun en Heilige Gees. Voorwerpe van aanbidding. Maar hierdie voorwerpe kan nie aanbid word nie. Halleluja. Hulle is aanbiddingswaardig, maar hulle kan nie aanbid word nie. En die kruis van Jesus kan nie aanbid word nie. Maar hierdie kruis is aanbiddingswaardig. Pastor, wat sê jy vir my? Dis al wat julle hoor. Paulus sê, hoe staan die saak, julle het in die gees begin, maar julle eindig in die vlees. Vroeger jare toe God sy Heilige Gees uitgestort het reg oor die wêreld. En die mense nie die kruis aanbid nie, maar hulle het geroem in die kruis. Maar die Here weet, vandat hierdie valses ingekom het en Pinkster sy krag verloor het, moet die kruis ook nou uit die weg geruim word. En dit, hoor wat ek vandag vir u sê, as die Here my help, sal ek volgende Sondag oor praat. En dit is wat die gees van die antichrist reg kry in ons tyd, is om die kruis, soos Paulus het sê, ek wil het lees, want het is baie belangrik om die vers te lees. Hy sê die woorde, hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dit meen, as hulle van die kruis ontslae kan raak, van die woorde van die kruis, dan raak hulle ook ontslae van die krag van God wat daarin is. En jy staan op teen die kruis.
Dit meen, as jy van die kruis af weg beweeg, as ons nie by die kruis moet stilstaan nie, en ons beweeg weg, dan beweeg ons weg van die woorde van die kruis, wat die krag van God is. Kruis is 'n teken van die dood. Hoor nie? Dis juis in hierdie dood, waar daar lewe gekom het, en dit het die dood oorwin. Halleluja. Daarom sê die woord van die Here verder. Dit meen die kruis is 'n voorwerp van aanbidding wat nie aanbid kan word nie, en die duiwel, die antichrist gaan hom verhef bo dit. Dit meen hy gaan hom verhef bo die kruis. En die Here weet, hy het dit reg gekry al in ons tyd waarin ons lewe. En dis waarom dit die laaste dae is waarin ons lewe, want die antichrist is besig om hom te verhef bo die kruis, want ons het nie die kruis verder nodig nie. Die Here het ons gered, en nou het ons nie die kruis verder nodig nie. En dis die prediking van die antichrist, die gees van die antichrist, en hy duisende kinders van God met hierdie, ek wil amper sê, slapriem gevang, en hulle sit sonder die krag van God, want hulle die kruis eintlik verloon. En ek wil dit sê, hy sit klaar in jou hart, in hierdie tempel van God, wat my liggaam is. Hy sit klaar in hierdie tempel as God, en ek gee voor hy is God. En jy dien hierdie God. As jy van die kruis af weg beweeg, dan dien jy hierdie God. Naamlik wie? Die antichrist, wat voorgee dat hy God is. Want sy gees, die gees van die antichrist, waarvan hy in Johannes se sendbriewe geskryf het, sy sê, hierdie gees is al reeds aan die werk in hierdie wêreld. En hy werk binne die kerk. Ons kan nie meer sing nie. Op 'n heuwel daar ver. Ons kan nie meer sing. In die kruis. In die kruis sal ek roem vir ewig. Want dit mag nie wees nie. Dis die katholieke kerk se leerstelling. Nee, dis al wat hierdie mense, die predikers doen. Hulle vat daardie goed om ons te waarsku, sodat ons kan wegbeweeg van die kruis af. Net soos wat ons feeste, Pinksterfees, Paasfees, wanneer ons Christus se geboorte herdenk op die 25 Desember, ons moet wegbeweeg daarvan. Want dis die dag waarop die son God aanbid word en geoffer word. Halleluja, hy's 'n niks, hy's 'n drek in die aangesig van die Here. Hy's niks werd nie, en jy verkondig nog sy leerstellings, en dan wil jy sê, jy waarsku ons, jy's 'n leenaar uit die put van die hel. En elkeen wat verkondig, ons moet wegbeweeg van die kruisig, is 'n gesant van die duiwel, diensknegte, wat hulle voorgee as diensknegte van Christus, terwyl dat hulle diensknegte van die duiwel is. Wat sê die woord van die Here? 2 Timoteus 2 vers 21. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, van wat? Reinig van afgoderry. Ek sit en luister na 'n duiwelaanbidder, wat verkondig wat hy alles deurgegaan het. Ek moet gaan sit en luister na Baal-aanbiddery, wat uit die geskiedenis uitkom. Ek moet by al hierdie plekke gaan sit, waar predikers preek. Kruis is 'n teken van die dood. Ons moet ophou by die kruis stil staan. Oh nee, ek sal nie daar gaan sit nie, want hulle is van die duiwel af. Hulle wil hê jy moet kennis kry oor Baal-aanbiddery, kennis kry oor die kruis, kennis kry oor dit, sodat dit alles tot nie kan, kennis kry oor die geboortedag van die Here. Halleluja. Kennis kry oor die 25 Desember, en al hierdie kennis maak die volk van God afvallig van die Here. Want hulle glo al hierdie
met jou kan uitdruk. Halleluja. Weet wat beteken om te roem in die kruis? Om te roem oor ons verdrukkinge, om te roem oor die gemeente, om te roem ons verdrukkinge. Wat sê die woord? Nie woord nie, maar dis wat die woordjie roem beteken. En ek wil dit so uitdruk, die kruis is roemwaardig. Dis waarom Paulus gesê, ek sal in die kruis roem. Is roemwaardig. Die kruis het 'n goeie naam. Halleluja. Die kruis is gloriewaardig. Dis wat roem beteken. Is lofwaardig. Is 'n aansien by die kinders van God. Is prysingswaardig. En ons kan aan die kruis lof toe bring. Ons aanbid hom nie, want die kruis kan nie aanbid word nie, maar hy is aanbiddingswaardig. Dit meen, ons kan aan die kruis lof bring. Oh, halleluja. In die kruis sal ek roem vir ewig. Ek bemin daar jou ruwe kruis op die hemel daar ver. Has it not been for a place called Mount Calvary? Has it not been for the old rugged cross, then forever my soul would be lost? Kind van God, wat het van jou geword? Dis waarom die Here gesê het, as iemand agter my wil aankom, hy sê, dan moet jy sy kruis opneem en my volg. Wie my kruis nie opneem nie, en my nie volg nie, hy is my nie waardig nie. Dit meen, as jy die kruis van Jesus nie opneem nie, is jy Christus nie waardig nie. En dis wat hierdie prediker beweeg weg van die kruis af. Daai prediker wat dit preek, hy is die Here Jesus nie waardig nie. En die mens ook wat sê. En die mense wat dit ook sê. Toe ek in hierdie week 'n skrywe gekry het en iemand sê, pastoor, jy sing, ek sal roem in die kruis, terwyl die woord sê, ons moet roem in die Here. Jy sing, by die kruis, jy sing dit. Weet jy wat? Vandat ek 11 jaar oud is, het ek ondervind wat het is om te kan sing. There is room at the cross for me. En, halleluja, ek sal roem by die kruis. Ek het dit gesing as kind. En dit was my grootste ondervinding. Die Here het vir my gesigte gegee oor die kruis. En ek wil vandag vir iets sê. As jy dit maak, iemand. As jy dit maak, na die Vader se huis. As jy dit maak in die koninkryk van die hemel, weet jy wat gaan jy daar kry? 'n lewende altaar. Want die kruis stel 'n altaar voor. En die lewende altaar is in die hemel. Oh, halleluja. En die grootste fout wat die duiwel ooit gemaak het, is om die Here Jesus aan die kruis vas te naal. En weet jy, nadat hy dit gedoen het, toe besef hy het verloor. En hy sê die soldate aan, en hulle, in die 4 evangelies kan jy dit gaan lees. Dis wat die duiwel uitgeroep het, toe Jesus aan die kruis hang, en hulle hom deursteek. Begin hy met hierdie spottery, en dit was sy grootste fout gewees, toe hy hierdie woorde deur mense laat sê. Matteus, ek gaan net die een lees, Matteus 27 vers 24. Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos. Christus wou nie verlos word van die kruis nie. Nee. Hy
Hy wil hang aan die kruis, sodat jy gered kan word deur sy bloed en met God versoen kan word deur die bloed van die kruis. En hy het dit te laat besef nadat hy Jesus aan die kruis vasgemaak het. Homself kan hy nie verlos nie. Here Jesus wou hom. Hy wou nie verlos word van die kruis nie. Want hy het gehoorsaam geword tot die dood van die kruis. As hy die koning van Israel is, oh halleluja, laat hom nou van die kruis afkom. Die duiwel het dit te laat, wat hy het nie geweet, dis waarom Paulus sê, as die heersers van hierdie wêreld geweet het, wie hulle gekruisig het, naamlik die Here van die heerlikheid, sou hulle hom nooit gekruisig het nie. Die duiwel het te laat agtergekom, hy moes nooit Jesus laat kruisig het nie, want hier aan die kruis is sy, ek wil amper sê, is Christus se oorwinning en die duiwel se nederlaag. Om hom wat mag het oor die dood tot niet te maak, waar aan die kruis van Golgotha, toe Jesus daar hang. Toe word die duiwel gestroop van sy mag oor die dood aan die kruis. Laat hom nou afkom en ons sal in hom glo. Halleluja, halleluja, halleluja. Die grootste ontnugtering van die duiwel. Roep dit nou uit, roep dit nou uit. Laat hy afkom, laat hy toon. Hy is die seun van God. Laat hy toon, maar toe die soldaat, toe Jesus sê, dis volbring, die duiwel geweet, hy's verloor, hy's vernietig. Maar toe die soldaat die spies in sy sy druk, en die bloed en die water kom uit, toe roep hy die soldaat uit. Waar? Hy is die seun van God. Waar? Terwyl hy aan die kruis hang, terwyl hy dood is. En dan wil jy vir my kan vertel, daar is niks in die kruis nie. Jy is van die duiwel besete. En die verkondige leerstelling van die duiwel, ek wil afsluit, maar dis 'n paar verse wat ek net wil noem, dan is dit klaar. Galasiërs 5 vers 11. Maar broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan sal die struikelblok van die kruis, dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Die kruis is 'n struikelblok vir die hele wêreld. Die kruis is 'n struikelblok vir die duiwel en sy gesande. Ek wil sê, die kruis is 'n struikelblok vir die kinders van die duiwel, vir die kinders van die doderyk. Dis waarom hulle daar is. Want die kruis het 'n struikelblok geword. Hulle het oor die kruis gestruikel. En vandag struikel kinders van God oor die kruis, deur te sê, o nee, kom ons beweeg weg van die kruis af. O nee, die kruis is 'n boodskap van die dood. O nee, dit kom uit die katholieke kerk uit. Nou gaan Paulus verder. Galasiërs 6 vers 12. Almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om ter wille van die kruis van Christus vervolg te word. Oh, halleluja. 6 vers 14. Ek het dit al lees. Maar wat my betref, mag ek nooit roem, behalwe in die kruis van ons Here Jesus. Paulus praat die hele tyd van die kruis van ons Here Jesus Christus, want daar is geen ander kruis. Deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Efesiërs 2 vers 16. En albei in een liggaam met God kon versoen
deur die kruis. Nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Filippense 2 vers 8. En in gedaante gevind as mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. Ja, die dood van die kruis. Die dood van die kruis, dit wat Jesus moes deurgaan, dis die antwoord gewees om die vyand te vernietig. Oh, halleluja. 3 vers, Filippense 3 vers 18, want baie, halleluja, ek verstaan wat Paulus hier gesê het, maar in hierdie dag voel ek kan net ween voor die Here, dat die ware aanbidders, die kruis, maar verydeld, sy woorde wil verydel, die krag van God, wat in die woorde van die kruis is, tot niet te maak, deur te glo wat hierdie mense sê, kan nie roem in die kruis nie, kan nie die kruis aanbid nie, hulle weet nie waarvan hulle praat nie, die kruis is net aanbiddingswaardig, maar sonder die kruis, sal jy die ewigheid nooit sien, hoor sê Paulus, want baie, van wie ek dikwels gesê, en nou ook onder trane sê, wandel as vyand van die kruis van Christus. Ek vra vir jou kind van God, wandel jy as vyand van die kruis? Het jy hierdie mense begin glo? Ons moet wegbeweeg van die kruis af. Het jy hierdie mense begin glo? Mag nie sing, kom kniel by die kruis nie. Waar kom julle daaraan om by die kruis neer te kniel en julle laste daar te lê? Jesus het die laste aan weggeneem, nie die kruis nie. Is jy so dwaas? Dis waarom gelukkig die woord praat van 5 wyse en 5 dwaase magte. So jy is aan die dwaase se kant. Jy dwaas geword. Wat sê die woord verder? Halleluja. Kolossense 1 vers 20. En nadat hy deur hom alles met homself versoen het, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van die kruis. As daar nie 'n kruis was nie, sou daar nooit vrede gewees het. Daar sou nooit versoening gewees het. Ek wil vandag vir jou sê, moenie die woorde van die kruis verydel nie. Wees gewaarsku. Jy loop gevaarlike afdraande. Halleluja. Ek sê deur hom in die dinge wat op aarde, sowel as die dinge in die hemel. So ons kan maak wat ons wil, die dinge op aarde, sowel as die dinge in die hemel. Daar is 'n kruis op die aarde, daar is 'n kruis in die hemel. Daar is 'n tabernakel op die aarde, daar is 'n tabernakel in die hemel. Ek ben so kan ek, daar is 'n tempel op aarde, daar is 'n tempel in die hemel. Daar is 'n Jerusalem op aarde, en daar is 'n Jerusalem in die hemel, wat ons moeder is. Halleluja. En nou gaan ek Kolossense 2 vers 14. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting met ons vyandig was, dis die wet met sy gebooie, uitgedelg het, en weggerem het, deur dit aan die kruis vas te naal. Weet jy waarom is ons nie meer onder die wet nie? Weet jy waarom is Israel nie meer onder die wet van die wet met sy gebooie nie? Want die Jesus het dit aan die kruis vasgenaal. En jy wil weg van die kruis af, terug na die wet toe, terug na die gebooie, om onder die wet met sy gebooie te staan. Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus. Hoor wat hy sê. Die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Hierdie mense wat hierdie
leuns oor die kruis verkondig, hulle kan die kruis nie verdra nie. Waarom? Want die duiwel het al laat uitgevind wat die kruisdood van Christus werklik is. En hy kan die kruis nie verdra nie. En al hierdie mense wat glo as ons wegbeweeg van die kruis af, die kruis is 'n teken van die dood, ensovoorts, wat teen die kruis praat, hulle kan die duiwel wat in hulle is, kan die kruis nie verdra nie. Ek en die as kind van God moet die kruis verdra. Ons moet die kruis opneem en die Here Jesus volg. Ons self verloon, sodat ons die kruis kan verdra. Wat ons moet, hulle sê elke huis het sy kruis en dis heeltemal reg. Dis elke mens het 'n kruis, elke een wat Jesus volg. Kan jy die kruis verdra? Kan jy sing in die kruis? Kan jy sing vir heuwel daar ver? Kan jy sing oor die kruis? Die skande verag het. Is dit nie waar nie? Die kruis bring skande. Maar ons moet hierdie skande verag en aan die regterrand van die troon van God gaan sit. As Christus so moes ly, kruisdood verdra, die skande wat oor hom uitgespreek is, en die skande het aan hom uitgetrek, hy het dit verag, dit beteken niks vir hom, en hy het aan die regterhand van God gaan sit, en ek wil vandag vir jou sê, as jy die kruis van Christus nie verdra, sal jy nooit versamel word onder die troon van God, met al die heiliges, elke nasie, volk en taal, en stam, en jou klere, sal nooit wit gewas word, deur die bloed van die lam nie. So jy het 'n besluit om te neem vandag. Gaan jy weer begin opstaan vir die kruis? Of gaan jy sê, ag ek wil nie oneenigheid veroorsaak nie. As jy dit sê, dan is jy van die duiwel af. Vader, dankie dat ek kan roem in die kruis. Maar Here, die Engelse Bybelvers, ook jy sê dit so mooi. There is room at the cross for me. Ons sing, kom kniel by die kruis. Jesus ontmoet jou daar, die Here. Dis die Jesus wat ons verkondig moet. Oh, halleluja. Wat Paulus gesê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet, as Jesus en hom as gekruisigde nie. En wanneer ek by die kruis kom kniel, dan kniel ek ook voor U. Een ding is seker in die woord. En die Gees is U nie sonder die kruis, en die kruis nie sonder U. Want daar is nog mense wat gered moet word. Ons kan nie die kruis wegvat. Ons kan nie wegbeweeg. Maar as ons die kruis wegvat, dan verwyder ons U ook uit ons lewens. Dankie dat ons 'n voorreg het. Dankie dat ons kan sing. Kom kniel by die kruis. Dankie dat ons kan sê, there is room at the cross. Daar's plek by die kruis vir jou. Jesus, ontmoet jou daar. Dankie dat ons kan sing. Roem in die kruis. By jou daar ver. Had it not been for the old rugged cross. Here, ons kan lof toe sing aan die kruis. Ons kan hom nooit aanbid nie. Maar hy is 'n voorwerp van aanbidding. Jesus, hou my by die kruis, die fontein van lewe. Wat daar vloei vir almal vry van U lydingsheel.
Dankie, dis nog vry, Here. Dankie dat U nog nie gekom het nie. Dankie, Here, dat hierdie groot genade, die bloed van die kruis, sal bly tot die dag van U wederkoms na die vertrek. Wanneer ons met Christus op die wolke verenig, in die lig verenig, om saam met hom af te gaan na die Olyfberg toe, dan is dit volbring aan die wêreld. En dis dan die volëinding van die wêreld van saai en maai. Dankie, Here, dat ons werklik ons kruis kan opneem en U kan volg, sodat ons elke dag kan sterwe en U kan lewe. Verheerlik U naam in elke kind van U se lewe, en laat hulle sal besef ten volle wat die waarde van die kruis van Golgotha in hulle lewe is. U kruis. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.